Ons praat kunste en ons praat oor die Momentum Beleggings Aardklop Kunstefees. Dis groot en dis lekker en dit vind plaas in Potchefstroom en die baas van daai besondere plaas is hier, Alexa Strachan. Jy is die direkteur van hierdie kunstefees van Aardklop. Lekker, nog 'n jaar, né? Ja. Kan jy glo dis nog 'n jaar? Ja, wel, die eintlike ding is, kan 'n mens glo dat jy dit oorleef, want jy werk vir 'n jaar lank, soms vir langer as 'n jaar lank, vir 'n dingetjie wat in 5 dae gaan afspeel. Hoeveelste fees is dit nou? O, gatsies. Ek het in 2016 begin, maar ek weet nie altyd of mense daai COVID dooie tyd, ek ignoreer 2020. En dan daai tussenin vreemde pogings wat 'n ou nou maar dinge aan die gang moes hou in 2021 en 2022 totdat ons nou laas jaar vir die eerste keer volwaardig. Ek wil nou juist vir jou vra, mense moet op een of ander manier praat oor die pandemie in die stil jare. Ja. Dink jy dat die feeste is nou ten volle aan die gang en op dreef? Ek het voorspel, en ek dink dit was reg dat verlede jaar 'n tipe van 'n normaliserende jaar sal wees. Hierdie jaar, die eerste fees wat ek nou kon bywoon, ek vermoed jy ook, was KAK&K. Ja. En mense se gevoelens het daaroor verskil. Mense het gevoel dis stiller. En die gehoortipes, dis amper asof daar 'n skuif was na jou meer ernstige teaterganger toe teenoor die ou wat net lekker daar op en af in Baron van Redestraat gestap het en 'n biertjie by drink. Maar dis nie 'n slegte ding nie, is dit? Dit hang af van elke fees se model verskil. Ons Aardklop het ook daai ou nodig wat doodievaardig net na die feesterrein toe wil gaan en wil gaan inkopies doen en wil gaan lekker musiekie luister en 'n biertjie drink. Ons het baie van daai mense nodig want dit en hulle subsidieer die teaterwerk. Teater is duur. Die ou wat daai model uitgedink het, teater, het nie 'n graad in enige bekommerige graad nie. Want dit is 'n finansiëel onsuksesvolle model. Met die ou Grieke moet praat, maar dis nie meer hier nie. Dis nie die nuwe Grieke. Alexa, wat verwag julle vir hierdie fees? Hoe lyk die spektrum van programme? Is daar iets vir almal? Jy sê jy nooi almal om te kom na die fees toe. Is daar 'n aanbod vir almal? Jonk en oud en kort en lank. Ja, Aardklop, ons roem onsself nogal daarop dat ons wil hê elke feesganger moet absoluut sy eie feeservaring kan saamstel. So daar is letterlik iets vir almal. Daar's op die program iets vir iemand wat net belag, daar's iets vir iemand wat die spieël in die samelewing wat die kunste tog ook moet doen. Die diep goed. Die diep dinge, die diepgang. Daar's mense wat teater toe wil kom, hulle wil bekleiend in die kar klim en hulle wil bekleiend uit die kar uitklim omdat hulle verskil oor 'n produksie se inhoud en oor die onderliggende filosofie agter die produksie. En dan is daar 'n ou wat net wil lag al die pad van waar ook al af. Parys af, waar ook al af. Ja, dis nie te ver van Potch af nie. In elk geval, hy wil lachend Potch toe ry en hy wil lachend wegry. Jy noem die hele ry Potch toe. Jy weet, hulle praat altyd van dis 'n bestemmingsfees. As mens byvoorbeeld Oudtshoorn toe gaan, dan kan jy die grotte gaan kyk, jy kan see toe gaan, jy kyk bietjie die Karoo en dan hou jy fees ook. Hoekom Potchefstroom? Wat is die lokaas wat maak dat mense Potchefstroom toe gaan? Benewens die feit dat dit 'n great fees is. Haai Connie, was jy nog nie by die Potchdam nie? Ekskuus. Ek haal dit om te erken, maar die vraag is ja. Die antwoord. Daar's 2 antwoorde daarvoor. Ek dink die belangrikste een is die NWI natuurlik, met sy ongelooflike ondersteuning aan Aardklop, met sy fasiliteite en sy infrastruktuur. Dit is een van ons grootste vennote. Sonder hulle kan 'n ou nie. Ons het agtergekom dat die feit dat jy, hoewel daar nou nie noodwendig allerlei ander aantreklikhede rondom Potchefstroom is. Dit is lekker naby nog steeds aan Gauteng in die eerste plek. In die tweede plek, as jy 'n feesargumentsonthaalwe in Pretoria aanbied, dan neem mense nie noodwendig verlof nie. Die tandarts hou sy praktyk oop en hy kyk of hy 1 of 2 vertoningkies kan indruk. Terwyl die feit dat hy moet Potch toe gaan, hy moet verlof insit. Hy moet sy vrou en sy kinders, hy moet sy praktyk toemaak. Dis 'n dagreis. Heen en terug. Want hy moet en dit maak dat hy langer bly en dit maak dat hy meer produksies kyk. Ja. Maar ook dit beteken daar kom meer geld in die ekonomie van die dorp in. Want dit is 'n pragtige dorp. Ek dink baie mense is verras as hulle vir die eerste keer gaan om te sien hoe wonderlike ou wêreldse dorp is dit. Jy weet die bome is mooi en is groen en die fasiliteite natuurlik is baie lekker. Wat is die aanbod wat in hierdie fasiliteite plaasvind? Jy het eie produksies, jy het koopproduksies, daar's produksies wat inkom.
Vat ons bietjie deur die spektrum van wat mense hierdie jaar kan verwag. Ja, die genres is baie groot en baie wyd. So co-produksies is vir ons geweldig belangrik, die samewerking tussen verskillende feeste. Ek gaan nou hier en daar sommer maar net 'n voorbeeld noem. Ek kan nie die hele program met jou deel nie, dit is gelukkig te groot. Ons doen saam met Suidoosterfees in KAKNK 'n produksie met die naam Ken jy vir Dewie, wat 'n lieflike stuk werk is, maar 'n afgryslike stuk werk, want dit gaan oor boeliegedrag op skool. So dis die tipe van stories wat ons voel is baie belangrik om te vertel. Dan doen ons, kom ons kyk of ek die titel reg kry. Op die hoek van River en Styx is Nora per abuis met die dood oorgeslaan. Styx is eintlik eerste. Is dit? Ja. Sorry Sandra Prinsloo. Met Sandra Prinsloo in wat so 'n absurde stuk werk is. Dan kyk in my oog, na my mening, kan 'n aardklop nie sonder 'n Martinus Bason nie. Dit is mos nou maar net een van ons land se grootste regisseurs. Nie een keer nie, maar 2 keer. Ja, so, hy bring vir ons die stoele met die wonderlike Antoinette Kellerman en Chris van die Kerk bring hy. Die feit dat daai twee mense daai woorde onthou, gaan my verstand nou nog te bowe. Is verstommend. Ek het dit gesien. Dit is verskriklik. En dan ek wil dit amper liriese werk van Jana Silje en Ludwig Begin, waar Jana haar eie teks geskryf het met die naam Veeloek. Dit kom ook. Ek kan nie amper aan 'n beter woord dink nie, kan jy, as om dit te beskryf as 'n liriese stuk werk, 'n introspektiewe werk. En 'n baie literêre stuk werk, ja. Daar's 'n klomp ander goed ook op die program, ons gaan nou daaroor gesels. Intussen wil ons net graag mense herinner, dit is natuurlik die Momentum Beleggings Aardklop Kunstefees. Moenie dit verwar met een van die ander feeste nie. Dis die lekkerste en die beste een. Alexa, ons het gepraat oor die ernstiger produksies by die fees en dit klink regtig lekker. Dis 'n lekker smorgasbord van ernstige werk. Maar daar's groot pret, daar's musiek, daar's komedie. Vertel vir ons wat daar plaasvind. Ja, daar is die Connie de Villiers fees hierdie jaar in Potchefstroom. Nee, ja, daar is. Daar is jou en Dion Meyer se roem natuurlik. Die musiekblyspel. Daar is jou en Maurits Lotse op 'n eiland. Dan is jy ook betrokke by die ernstiger musiek, by die opera produksies. Ek is nog nie heeltemal seker wat ek daar moet doen nie. Ja, maar jy's daar in die opera stuk die groot finale. Dan aan die ligter kant, aan die komediekant, ek het doodeenvoudig net toe ek die titel, die aansoek lees en die titel van die produksie hy's ingeskryf deur Marion Holm. Die titel is Marion Monroe. Dis Toe hoef ek amper nie verder te lees, want daai titel het my so laat lag. En natuurlik, laas jaar is ons omtrent die volk het in opstand gekom laas jaar, omdat Frank nie op die fees was nie, hy kon nie, hy was besig. So Frank Opperman is daar met twee produksies. Ja, die een is sy reusagtige suksesreunie. Dis Dana Snyman se. Dis Dana Snyman se stuk. Hy's ook by 'n debuutproduksie van ons betrokke, Frank, met die naam Die Stinkhout, wat Philip Rademeier geskryf het. Wat gaan debuteer by ons. Nog komedie, die logiese moet daar wees. Ek meen, wie kan nou sonder Ouma Dolla? Ouma is op pad. Margriet. Ja, sy is nie reg Ouma Dolla nie, maar julle weet Dolla het nou uiteindelik uitgetree, so nou is Ouma is op pad. Sy is op pad na Potchefstroom. So daai produksies moet 'n ou daai en ek sien uit daarna, jy weet. Nou, want dis kwaliteit komedie. Wel, die lekker ding is byvoorbeeld as jy het verwys na Frank en Dana se stuk Reunie. Dis ongelooflike toeganklike teater. Ja. Maar dis wonderlike kwaliteit. Jy weet, so jy voel nie jy boet aan die een kant in, want was so lekker nie. Want jy kan dit as 'n teks analiseer as 'n jy weet, Frank is net ongelooflik daarin. En ek dink dit is op goeie Brits, it's that sweet spot wat so moeilik is om te kry vir 'n produksie. Dis presies dit. As jy daai balans kan kry tussen 'n kommersiële sukses en is baie moeilik. En 'n kwaliteit inhoudproduksie. Om daai ding te kry, soos jy hom noem, dit is die sweet spot. Jy het in 2016 het jy begin. Hoekom doen jy dit jaar na jaar? Want ek moet vir julle almal 'n lansie breek, al die feesdirekteure. Dit is die ondankbaarste werk, want al wat jy hoor is klagtes, hopelik hier en daar ietsie moois. Ja. Julle doen baie wonderlike werk, julle skep verhoë vir mense. Hoekom doen 'n mens dit? Want ek weet ons gesels ook soms sê, ek weet nie hoekom ek dit doen nie. Ek vra jou nou amptelik voor die kamera, hoekom doen jy dit? Looitjie getik. Kon jy weet jy daar is
Ek gaan nou eers vir jou sê wat my absoluut onderkry. Weet as jy in die Spar rondloop en jy wil nou net jou toiletpapier koop met jou verlepte sweetpakbroekie aan. En dan kom dit dan nie daar op vir jou afgestap, dan weet jy Jy sien nou so uit die hoek van ja, jou jy oog, weet. En dan maar sy kom gedetermineerd aangestap en sy sê ek kan sien jy probeer wegkruip, maar ek wil nou net vir jou sê, dan dink jy, o, kom dit. Die kritiek. Dis wat jy verwag daar, ek dan sê sy ons is daarom baie dankbaar vir wat julle vir die kunste doen. Regtig. En dan kom sien jy het probeer wegkruip, maar regtig ek moes vir jou sê. Dit is net lekker. Jy weet as jy dit gebeur. Dit gebeur, dit gebeur werklik waar. En wanneer jy na die fees want na die fees gaan jy in 'n koma in vir ten minste 'n week. Maar wanneer jy dit Christo David stel altyd so mooi, wanneer die gordyne toe gaan en die mense klap hande, dan weet jy het sukses gehad. En vir my persoonlik lê die uitdaging elke jaar daarin om die program so goed of miskien 'n bietjie beter as die vorige jaar te doen. En dis vrek moeilik. My direksie het einde verlede jaar tydens die terugvoervergadering was hulle soveel komplimente oor die program. Nou is ek so gespanne of hulle na hierdie jaar se fees weer dieselfde gaan sê en sê ons is so trots op wat Aardklop se program aanbod. Dis nou siekies brag Alexa, maar jy verdien dit. Ons weet dit gaan 'n fantastiese week wees van feesvieringe. Ons sien almal baie uit om daar te wees. Die datums weer eens? Momentum Beleggings Aardklop 24 tot 29 September. Koop jou kaartjies by Ticketpro. En as ek wil kyk na die program, is die webwerf se adres www.aardklop.co.za. Moenie vir my die handles vra nie. So back vir den jam. Alexa, baie sterkte vir die fees, ons sien uit. Dankie Koenie.